Hoofnuus vanaand. Die tonge is behoorlik los oor die Afrikaners wat vlugtelingstatus in die VSA verkry het. Nog meer Suid-Afrikaners is werkloos, dit is volgens die jongste data van Statistieke Suid-Afrika. En duisende jong kindertjies doen jaarliks brandwonde op. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Verskeie senators en 'n biskop is een van tientalle Amerikaners wat nie die eerste groep van 49 Afrikaners in die VSA verwelkom nie. Senator Chris Van Hollen van Maryland sê die Trump-regering pas 'n wêreldwye apartheidsbeleid toe. 'n Senior demokraat wat op die Amerikaanse Senaat se buitelandse sake komitee dien, sê sy is stom geslaan dat Afrikaners as vlugtelinge aanvaar word, terwyl die land se vlugtelingprogram vir asielsoekers vir 'n onbepaalde tydperk opgeskort is. En 'n biskop van die Episkopale Kerk het aan die Amerikaanse regering gesê dat die Afrikaners nie deur die kerk ondersteun sal word tydens hervestiging nie. Van Hollen het tydens 'n dinkskramgeleentheid gesê die Afrikaner vlugtelingbesluit is verregaande en 'n belediging vir die VSA en die beginsels waarop die land gebou is. Die VSA-regering beoog om binne die volgende paar maande nog Afrikaners in die land te verwelkom. To watch the Trump administration apply what I call their global apartheid policy by providing sort of asylum or refugee status to some Afrikaners, white South Africans, while they shut everybody else out, is just an outrageous insult to the whole idea of our country and the whole idea of Dr. King, that at the end of the day, it's character that counts. We have to call it out for what it is. It's an application of a global apartheid policy by the Trump administration. Nog 'n senator, Jean Shaheen, het in 'n verklaring 'n bevinding van die Verenigde Nasies uitgelig, waar volgens geen Suid-Afrikaners vir vlugtelingstatus in aanmerking kan kom nie. Dit nadat biskop Sean Rowe aan die regering geskryf het dat dit vir hom pynlik is om te sien hoe vlugtelinge op 'n ongekende manier ontvang word en voorkeurbehandeling kry bo ander wat jarelank in vlugtelingkampe of onder gevaarlike omstandighede om asiel wag. Die biskop het die kerk se dekadeslange vennootskap met die regering vir die hervestiging van vlugtelinge beëindig. President Cyril Ramaphosa het intussen die 49 Afrikaners wat vlugtelingstatus in Amerika gekry het as lafaards bestempel. Hy het gepraat tydens 'n verrassingsbesoek aan die Nampo Landbouskou wat vandag op Botawil in die Vrystaat begin het. Politieke partye het uiteenlopend gereageer op die groep se verwelkoming in die VSA. Dit is 'n hartseer dag wanneer Afrikaners nie langer tuis voel in die land van hulle geboorte nie en dit nodig ag om Suid-Afrika as vlugtelinge te verlaat. Maar daar moet begrip wees vir hulle besluit en die Vryheidsfront Plus het begrip vir hulle besluit, want dit is dringend noodsaaklik dat daar na al die beleide, regulasies en wetgewing wat Afrikaners en ander minderhede onwelkom en uitgelewer laat voel in Suid-Afrika te kyk. Let it be categorically stated that there are no Afrikaner refugees in South Africa. No section of our society is hounded, persecuted, or subject to ethnic victimization. The economic freedom fighters is not fazed by the departure of 49 self-proclaimed Afrikaners who have been welcomed to the United States of America under their refugee resettlement program. In the appreciation of the EFF, we view this as nothing but part and parcel of a deliberate campaign by the United States of America and Donald Trump to try and characterize South Africa as a nation that is perpetuating a non-existent genocide. Respect the right of every South African to relocate or immigrate, but that right must not be exercised on the basis of false claim. Saying you are being persecuted when there is no such threat undermines the true democratic reality of our country. Volgens die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, en die minister van polisie, Senzo Mchunu, is die hervestiging van die Suid-Afrikaners in Amerika nie 'n veiligheidsrisiko of 'n bedreiging vir die land se soewereiniteit nie. Hulle het deelgeneem aan 'n vraag- en antwoord sessie in die Nasionale Raad van Provinsies.
Die regering sê hy het nie slapelose nagte oor die Afrikaners se vertrek na Amerika nie. And I'm sure members will be tempted to say the 49 people who moved from being citizens to become refugees, is that a threat to national sovereignty? It's not a threat to national sovereignty, it's not a threat to national unity. And we must continue to applaud the Afrikaner and white community that have said, not in our name, there is no genocide of white people in South Africa. Volgens Ntshavheni is die regering besig met 'n ondersoek na AfriForum en Solidariteit se onlangse besoek aan die Withuis. The law enforcement agencies are investigating the Treasonous Act of misinformation and also that which is provided for in the, I forgot the right naming of the act that talks about treason in the country. And unfortunately, I can't go into the detail of that because it will compromise then the work of the law enforcement agencies. Mkhunu het tydens die sessie ook die versekering gegee dat die polisie onder druk is om sake wat uit die Staatskapingskommissie se ondersoekspruit doeltreffend te ondersoek. Hy sê 19 sake is reeds ondersoek, 4 is op die hofrol, terwyl 2 wag vir besluite deur die nasionale vervolgingsowerheid. 6 ander sake word ondersoek terwyl 7 afgehandel is met 4 skuldig bevindings. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Die voortbestaan van inheemse tale het weer na die voorgrond getree tydens die 100-jarige vieringe van Afrikaans. Afrikaans het op 8 Mei 1925 amptelike status gekry en is die derde taal en is die taal, verskoning, wat die derde meeste gepraat word na Zulu en Xhosa. Die belangrikheid van moedertaalonderrig het ook weer in die kolle gekom. Daar is sowat 1004 enkelmedium Afrikaanse skole in die land met 471 in die Wes-Kaap, 155 in die Noord-Kaap en 115 in Gauteng. Die oudste Afrikaanse skool in die land is Help Mekaar in Johannesburg, wat in 1921 ontstaan het. Die skool het sowat 105 permanente onderwysers en 1400 leerders met Afrikaans die enigste taal van onderrig. Ek is mal daar om te leer oor Afrikaans, want Afrikaans is my hartstaal. Afrikaans is nie baie moeilik nie. Ek praat die taal daarvan dat ek al 4 jaar oud is. So as dit kom na struikelblokke, daar is struikelblokke partykeer, maar oor tyd word dit bietjie makliker. Ek dink Afrikaans het my al baie geleer, omdat dit so 'n ekspressiewe taal is. Dit is lekker om Afrikaans te leer. Dit is my moedertaal. Die Afrikaanse gemeenskap sê die 100 jaar vieringe wys dat die taal deel is van die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. Wel as 'n onderwyser, 'n opvoeder, 'n ma, en 'n Suid-Afrikaanse burger, is dit lekker om jou moedertaal te kan besig en ook ons moedertaal te deel met ander kulture en rasse wat ook bekend is met goed soos biltong en bladjan en woorde net soos lekker. Die debat oor Afrikaans as 'n verpligte onderrigtaal woed al vir jare. Dit is 'n baie besondere mylpaal en ons hoop dat dit in die toekoms vir meer tale in Suid-Afrika moontlik sal wees om ook sulke mylpale te behaal. Terselfdertyd is ons bekommerd oor die toekoms van die taal. Ons voel dat dit in baie meer openbare terreine beskerm moet word en dat moedertaalonderrig in Afrikaans, maar ook in ander Suid-Afrikaanse tale uitgebrei moet word. Die debat oor Afrikaans as 'n verpligte onderrigtaal woed al vir jare. The language of Afrikaans is part of the other 11 official languages in the country. And hence, if you look at our curriculum, the CAPS document does make it clear that Afrikaans as well should be taught, in our schools, just like it's happening currently. And of course, I don't think that there is anybody who is necessarily forced to learn in Afrikaans. Terwyl Afrikaans 100 jaar as amptelike taal vier, word die belangrikheid van moedertaalonderrig beklemtoon. Vroue plaaswerkers in die Wes-Kaap het 'n griefskrif met eise aan verteenwoordigers van die Departement van Arbeid en Indiensneming oorhandig. Die werkers voer aan dat die departement in sy taak misluk om hulle te ondersteun. Van die uitdagings wat uitgelig word is seisonale werkers wat nie toegang tot die uitbetalings van die werkloosheidsversekeringsfonds het nie, beweringe dat kommersiële plase arbeidswette verontagsaam en arbeidsinspekteurs wat versuim om die klagtes deeglik te ondersoek. Die vroue voer aan dat sommige plase nie die nasionale minimumloon betaal nie en dat die departement nie al beweringe ondersoek nie.
Die vroue voer ook aan dat chemikalieë op sommige plase gebruik word wat die werkers siek maak. We have been sending formal complaints to the Department of Employment and Labour, on which they sometimes act, on others they don't. Like there were 3 cases in the Durance area where workers has been exposed to pesticides, and they did not speak to the affected workers, but they were doing inspections, interviewing other workers and the farmer, but they hasn't speak to any of the workers affected. Die protesoptrede is deel van die organisasie se werkersmaandprogram. Die vroue eis dat hul klagtes ondersoek word. Julle stuur inspekteurs na plase toe om inspeksie te gaan doen op hy plase. Maar as hulle daar kom met 'n spesifieke mense met wie hulle praat, dan word uitgekies, dan word vir die eienaars gesê, bring van die voorman, bring die toesighouer, bring hy goeie werker, laat ons met hulle praat. As ons eie geld, ons het reeds vir hy geld gewerk. Hoekom moet ons nog altyd wag? Ons bly laaste kom. Hoekom? En ons die mense wat die plase bewerk, van die begin tot die einde. Dis my message dat ek gee vir elke plaaswerker uit daar buite. Vroue op plase vra om dringend met die minister te vergader. I think importantly, you said you want an urgent meeting with the department. You wanted an urgent meeting with the inspectorate. You want an urgent meeting with the managers of various offices, Worcester and Paarl and so on. I think we are going to prioritize that so that we can have a meeting urgently with the meeting. Die vroue eis deursigtigheid en minstens 30 dae se reaksietyd nadat 'n klagte ingedien is. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Minder as 2 weke sedert die minister van elektrisiteit, Dr. Gosihenso Ramokgopa, beloof het dat die ligte sal aanbly die winter, het Eskom fase 2 beurtkrag vanaf middag aangekondig. Eskom sê dis genoodsaak om beperkte opwekkingskapasiteit te beheer. Beurtkrag sal tydens spitstye tussen 4 uur smiddag en 10 uur saans tot en met donderdag toegepas word. Die kragrees sê die hoofrede is 'n vertraging in die beplande instandhoudingswerk van verskeie eenhede. Die vertragings en die verlies aan 'n eenheid wat onklaar geraak het 'n gesamentlike verlies van 13.000 megawatt veroorsaak. Meer mense in Suid-Afrika is werkloos en met die Wes-Kaapse brandseisoen op hande word mense weer bewus gemaak van brandgevare. Dit en ander nuus net hierna. Baie welkom terug. Werkloosheid het met 1 persentasiepunt toegeneem tot 32,9% in die eerste kwartaal van vanjaar. Die grootste werksverliese was in die private huishouding, handel en mynsektore. 8,2 miljoen mense in Suid-Afrika is werkloos. Die uitgebreide werkloosheidssyfer het met 1,2 persentasiepunte tot 43,1% toegeneem. Meer as 7000 mense het tou opgegooi omdat hulle eenvoudig nie werk kon kry nie en die aantal Suid-Afrikaners wat ekonomies onaktief is, het met sowat 177,000 toegeneem. The official unemployment rate, which is sitting at 32.9%, is representative of the 8.2 million people who are unemployed and actively looking for employment. When you move, you come to the discouraged work seekers. There are about 3.5 million of those. Then there is another cohort of about 1 million people who didn't look for employment, not because they were discouraged, but for any other reason. But they said if employment came, we would have taken it. Now, that 1 million is the first time we see, as let's just say, hitting the 1 million mark of people who are not discouraged, but have other reasons of not looking for employment. Kusatu sê, terwyl die hoë werkloosheidssyfer teleurstellend is, kan seisonale faktore moontlik ook bydraend wees. There's normally quite a bit of a pickup in the fourth quarter of the year because that's Christmas. The retail sector, the tourism, the hospitality sectors have quite a bit of a pickup. But look, when we're having such high levels of unemployment, and you see that you're losing nearly 300,000 jobs in a quarter, that's not good news. Volgens Statistieke Suid-Afrika word jong mense die ergste geraak. Werkloosheid het met 45,1% toegeneem onder mense tussen die ouderdomme van 15 en 34,
wat nie studeer of opgelei word nie. Ekonome is dit eens dat ekonomiese groei meer werksgeleenthede sal verseker. Padsterftes het oor die Paasnaweek aansienlik afgeneem met 47% minder teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Dit beteken 'n vermindering van 307 sterftes in 2024 tot 167 sterftes vanjaar. Die Padvervoeragentskap het die syfers bekend gemaak tydens 'n voorlegging aan die Vervoer Portefeulje Komitee in die Parlement. Die meeste sterftes was in die Oos-Kaap en Mpumalanga, waar 28 mense in elke provinsie dood is. In KwaZulu-Natal is 27 mense dood en 22 in Gauteng en die Wes-Kaap elk. If we look in terms of the 5-year analysis, the pedestrians are contributing 41% of the fatalities that we have on an annual basis. Therefore, if you deal with the pedestrians, you will then invariably deal with the high number of the fatalities that we're dealing with. We looked at speeding, which is one of the issues that is also a contributory factor. Drunk driving, the issue of the safety belt, and to that extent it is also important. So wat 18,000 spoedboetes is uitgereik en 941 sake van dronkbestuur is aangemeld. Volgens die agentskap kan 90% van die ongelukke aan menslike foute toegeskryf word. Die agentskap beplan om maandelikse statistieke oor padsterftes bekend te stel. Brandwonde is van die hoofoorsake van kindersterftes in Suid-Afrika, veral in die van 5 jaar en jonger. Met die begin van die winterseisoen het die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid 'n beroep op alle ouers, versorgers en gemeenskappe gedoen om voorsorg te tref om die beserings te voorkom. Die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad sê meer as 80% van alle opnames verlede jaar by die hospitaal was weens beserings wat deur warm vloeistowwe veroorsaak is. Hoewel dit voorkombaar is, doen 10.000 kinders jaarliks brandwonde op. 'n Klein hoeveelheid van die beserings is baie ernstig en as 'n kind oorleef, kan dit lewenslange gevolge hê. We admit close to 600 patients a year, and bearing in mind that those are patients that have met the admission criteria to a burns unit, so those are your more major burns that need specialist care. Aside from those, we know that most of our burns are being managed in the community or outpatients, and we conduct close to 4,000 appointments a year. So that's not individual patients, but that's number of consults that we conduct for burns patients. Mendes sê die getal brandwonde in Suid-Afrika is meer as die wêreld gemiddeld en arm huishoudings word die meeste geraak. Die NRO Child Safe South Africa doen baie uitreikprogramme. Praktiese raad word gebied, soos die demonstrasie van 'n halwe kers in 'n glasbottel met sand. Die organisasie sê hulle bied ook raad oor wat gedoen moet word na 'n besering opgedoen is. Vat die geaffekteerde area en sit dit onder die tapwater wat in die koue water vir 'n minimum van 15 tot 20 minute. Dis die beste wat jy kan doen. En moet nie die kinders alleen los waar daar die vlamme is, die oop vlam van die kersse of die heaters is ook 'n groot probleem, maar ook die ketelwater wat nou net gekook het. Die meeste brandwonde word veroorsaak deur warm vloeistof soos badwater, olie en ketels. Mense word aangemoedig om onmiddellik mediese sorg te kry, ook by klinieke waar personeel opgelei is om slagoffers by te staan. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. En kom ons kyk nou hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Ons het sportnuus net hierna, asook die weer vir môre. Ons sien jou nou weer. En dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. 'n Mooi aand verder vir jou. Totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons 'n matige sterkwind in die westelike helfte van Suid-Afrika. Dit sal mooi weer wees oor die grootste gedeelte van die land en dan ook bewolk in die verre noordelike oostelike gedeeltes van Suid-Afrika en dan ook in die binneland en langs die ooskus waar dit vanaand winderig sal wees. Nou kyk ons na die toestande vir môre. Steeds winderig oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika. Mooi weer en sonnig redelik oral in die noordelike gedeeltes waar daar oggendmiskolle kan voorkom en dis oor Gauteng, Limpopo en Mpumalanga en dan ook oor 'n groot gedeelte van die Wes-Kaap waar daar môreoggend oggendmiskolle kan voorkom. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng oornag koelerig en dan bedags in die omgewing van 20, die maksimum vir Pretoria is 22, Johannesburg 21 en Vereniging 23 grade Celsius 22 in daardie omgewing. Nou in Limpopo 25 vir Musina en dan Mokopane 12 later 23 en Palabora se maksimum sal 25 wees. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is Mpumalanga en daar ook matige temperature rondom 20, Middelburg 20 grade Celsius, Standerton oornag 5 later 21. Dan beweeg ons na die volgende provinsie KwaZulu-Natal, effens warmer daar in Richards Bay 27 sonnig en mooi weer oor die grootste gedeelte van die provinsie, Kokstad oornag 7 later 23. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, effens warmer daar en hier langs die ooskus dan in Gqeberha 32 waar die maksimum daar sal wees, Oos-London 27 en dan sonnig en mooi weer oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Nou in die Wes-Kaap onthou ook die oggendmiskolle wat môreoggend hier kan voorkom. Hermanus 'n maksimum 20 grade Celsius, Mosselbaai 21 en Kaapagallus 20 en dit is dan die voorspelling vir môremiddag. Nou in die Noord-Kaap en die Noorde Appington 26, sonnig oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie, baie koud oornag in Sutherland en in Kimberley en nou is ons terug in die binneland in die Vrystaat 23 vir Welkom en dan sonnig in Wepener ook baie koud oornag 21 in die Vrystaat en Wepener en nou in die laaste provinsie vir ons weervoorspelling is Noordwes oornag baie koud en daar kyk ons na Tahoeng, Vryburg en Tosca 1 grade Celsius en dan die res van die dag in die middag so rondom 20 en dit is dan vir Noordwes. Dis al van die Weersentrum. Goeienaand.